Goeiemôre, ek is Gideon Smit, predikant by Brackenfell Wes Gemeente, NG Kerk hier in Brackenfell in die Kaap. En langs my sit Irene Berghou, ons jeugwerker. En soos jy teen hierdie tyd reeds weet, dis vandag 22 Maart 2020. Ons is in week 1 van verpligte nie by mekaar kom as kerk, want daar is 'n nasionale disaster verklaar. En ons gaan digitaal met ons erediens vanoggend. So as jy by die huis ingeskakel het en op YouTube kyk of op Facebook of op Instagram, want dis op die 3 plekke waar ons hierdie videoklip gaan plaas, is jy baie welkom by ons digitale erediens wat ek ewe paraat gedoop het, Sondag digitaal. En hoe gaan dit met jou? Nee, dit gaan goed. Jy is sekerlik op jou senuwees. Ja, dis die eerste keer dat ek nou so iets gaan doen. Maar ja, ek sien uit. Dit help ons om kreatief te dink. Dis korrek, ja. Die Here stimuleer op hierdie stadium die breinselle op 'n ander manier as wat ons gewoond is, nie? Ja. Ons is in lydenstyd en dis die tweede laaste Sondag voor Palmsondag. En ons as gemeente het in hierdie tyd in lydenstyd gefokus op geloof en wat dit beteken om aan Jesus Christus verbonde te wees en hoekom ons voor God moet buig. En vanoggend se tema gaan deur Renke hanteer word. So Renke, ek gaan eers die spreekwoord oorplaas na jou toe. Vertel vir ons uit watter gedeelte uit, wat die tema is, en dan is die woord joune. Jy kan uit die teks uitlees as jy wil, wat jy waarskynlik gaan doen, Ja. en dan kan jy vir ons die gedagtes deel. Die teks vir vanoggend is uit 1 Samuel 16. Die Here het vir Samuel gesê, "Hoe lank gaan jy nog oor Saul treur? Nadat ek hom as koning oor Israel verwerp het, maak 'n horing vol olie en gaan na Bethlehem toe. Ek stuur jou na Isaai toe, want onder sy seuns sien ek vir my 'n koning." Samuel vra toe, "Hoe kan ek gaan? As Saul dit hoor, sal hy my doodmaak." En die Here sê vir hom, "Neem 'n vers saam en sê, ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring. Nooi dan vir Isaai na die offer toe. Ek sal jou meedeel wat jy moet doen. Salf vir die een wat ek jou sal beveel." Samuel het gedoen wat die Here gesê het. By sy aankoms in Bethlehem het die leiers van die stad hom ontstel tegemoet gekom en gesê, "Kom u in vrede?" En hy het gesê, "Ja, ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring. Reinig julle en kom saam met my na die offer toe." Hy self het vir Isaai en sy seun gereinig en hulle na die offer toe genooi. Toe hulle inkom, het Samuel vir Eliab gesien en gedink, die gesalfde van die Here staan hier voor die Here. Maar hy het vir Samuel gesê, moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lente kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. Toe roep Isaai vir Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan en hy dink, die Here het toe hierdie een nie gekies nie. Daarna het Isaai vir Samma laat verbygaan, maar Samuel het gedink, die Here het ook nie hierdie een gekies nie. Nadat Isaai 7 van sy seuns voor Samuel laat verbygaan het, sê Samuel vir Isaai, die Here het nie een van hulle gekies nie. Daarop het Samuel vir Isaai gevra, is dit al jou seuns die? En hy het geantwoord, die jongste is nog oor, maar hy pas die skaap op. Toe sê Samuel vir Isaai, laat haal hom, want ons eet nie voordat hy nie hier is nie. Isaai het hom laat haal. Hy het 'n rooi gelaatskleur gehad, baie mooi oë en 'n goeie voorkoms. Toe sê die Here, staan op, salf hom, want dis hy. Samuel het die horing met die olie gevat en hom voor sy broers gesalf. En die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Daarna het Samuel klaargemaak en na Rama toe
teruggegaan. So wat hulle ook in 'n interessante tyd het, is ons nou aansienlik in 'n interessante tyd met hierdie COVID-19 virus wat almal so laat bietjie skud, hulle wêreld laat skud. Vertel jy vir my. Ek wil graag by Dominee hoor, die moets en moenies het Dominee half 'n ideaal van die moets en moenies wat die belangrikste op hierdie stadium is. Ek dink so, moenie hoes nie, moenie nies nie, moenie proes nie. Moenie nies nie, moenie hoes nie, moenie vlieg nie. Ja, meeste van ons word gesê, maar hand sanitizer, koop magkom hand sanitizer. Jy moet jou hande die hele tyd was en hulle sê ook vir jou hoe jy jou hande moet was in diepte en alles. Dis maar voorsorg. Maar ek het hierdie week het ons nou agtergekom, maar die kerk het ook nou die sinode het 'n brief uitgestuur en daar's 'n paar moets en moenies wat ons van die kerk se kant af. Ja, weet jy, dis eintlik nogal 'n bietjie sleg want ons is aangesê ons mag nie meer as 100 mense in die erediens wees nie. En dis 'n moeilike ding om te bestuur. En onder dit skoolvakansie is dit nogal so dat dit meestal ouer mense is wat die eredienste dan kom bywoon en dis mos nou die meer kwesbare mense in terme van aansteek met die siekte. So die advies wat die sinode gegee het is moenie kerk hou op die tradisionele manier nie, hou kerk op 'n ander manier en moenie by mekaar kom nie. So dis hoekom ons nou op video is. So ons het geen eredienste nie, ons het geen klein groep byeenkomste nie. Ons het probeer om sover as moontlik persoonlike kontak met mense te beperk. As ons met begrafnis hou, kan net die familie kom en die mense wat wil trou, moet asseblief minder as 100 mense by hulle trou en almal van hand sanitizer voorsien. Dit vat dat ons almal iets van onsself moet uitgee. Ja. Iets van onsself, dit kos van ons om iets te doen. Nou in die teksgedeelte het die Here vir Samuel ook gevra om iets te doen. Dit het van hom gekos om te gaan, om gehoorsaam te wees aan die Here beteken dat soms daar 'n ding is dat ons moet uit ons eie uit opstaan en daar gaan iets moet gebeur. En selfs met hierdie COVID-19 vra dit van ons gehoorsaamheid. Vra dit van ons dat ons kan nie nou net in ons eie dinge, in ons eie ritmes val en ons gaan nie hier aan steur nie. Want op die ou einde het dit gevolge. So gehoorsaamheid beteken daar's 'n groter prentjie en in die groter prentjie is ons wil graag hierdie ding so gou as moontlik uitsnoer en dat ons almal kan aangaan en gesond wees. So die Here het van Samuel gevra in hierdie teks, hy moet gaan want Saul was ongehoorsaam. Hy het in die vorige teksgedeelte het hy gegaan en die Here het vir hom 'n taak gegee om uit te gaan en 'n dorp te gaan oorneem en die koning te gaan doodmaak en die van die diere te gaan doodmaak en alles. En Saul was ongehoorsaam. Hy het toe die koning vir homself teruggevat en van die beste vee en van die beste goed vir hom teruggevat. En toe Samuel met hom gaan praat want God was verskriklik teleurgesteld in Saul. Toe Samuel toe met Saul gaan praat, toe sê Saul maar, ek het dit eintlik gedoen vir die volk se onthaalwe en ek het gedink dis die beste vir ons. So hy het aan homself gedink. En ek dink in hierdie tyd moet ons nie net dink aan wat die beste vir my sal wees nie, maar wat is die beste vir die mense om ons? En daar het God vir Samuel in gehoorsaamheid uit sy hart gesien en vir hom gesê, Samuel, in die eerste vers, stop treur oor Saul. Ek het 'n beter, 'n groter, breër prentjie. En hy sê toe vir Samuel, hy sê vir Samuel, ek wil hê jy moet vir my 'n nuwe koning gaan kies. En hy stuur vir hom Bethlehem toe. En Samuel het geweet, die tyd wat hy Bethlehem toe moes hy gegaan het vir belangrike sake. So die mense was nie all up in happiness as Samuel daar aangekom het nie. En dis ook hulle ontstel vir hom gevra het, maar kom jy in vrede? En Samuel sê toe, maar die Here het geweet, vooraf vir hom gesê wat om te sê, ek kom om 'n offer te bring. So, wat awesome is, dat die Here al voor dat ons sekere keuses en take moet doen, berei hy ons voor vir dit wat gaan gebeur. En ek dink dis op die Here ook vir ons hierdie moeds en moenies gee. So die Here het hierso vir Samuel gesê, Samuel, ek wil graag hê jy moet 'n offer vat. En dan moet julle gaan en julle gaan reinig julle. En dan nooi jy vir Isaai en jy nooi vir sy seuns, want ek gaan, maar hy het nie vir Samuel gesê wie hy gaan as koning kies nie.
So Samuel het nog nie 'n idee gehad, hy moes vertrou dat God steeds die groter prentjie sien. En hy kom by Isaai aan en so kom al die manne daar verby en God sê maar dis nie die sterk een nie. Die logiese een wat Isaai en Samuel gedink het, dit sal hy wees. Het God gesê, maar dit is nie hy nie. En so kom al 7 seuns verby en dit was nie een van hulle gewees nie. Maar God het die beste ene uitgekies, want hy het geweet, hy het al van klein dag af Dawid voorberei. In die klein taakies was Dawid gehoorsaam, in skape pas, in die klein taakies sal ek nou sê. Want om skape op te pas was nie klein taakie nie, dit was beere wegjaag, leeu's wegjaag, en in sy gehoorsaamheid het die Here hom al reeds voorberei vir wat voorkom. En omdat Samuel toe nou gesien het, maar die Here kyk nie na waar ons na kyk, hy kyk na ons hart. En die hart van gehoorsaamheid, dit is die hart waarna die Here kyk. As ons gehoorsaam is, dis waarna God kyk. Hy kyk nie of ons sterk is of mooi lyk of die uiterlike nie, maar hy het Dawid se hart raak gesien. En hy het Samuel se hart raak gesien, want selfs Samuel van kleinkind het die Here se stem gehoor, toe hy 'n seun was in die tempel. So hy het geweet hy kon God vertrou vir die beste. En dis ook wat hy vir Dawid toe gekies het as koning. En vers 7 sê vir ons, en God het gesê, God kyk nie na die mense soos wat ons na die uiterlike nie, hy kyk na ons innerlike. So, as jy net dink aan huisgesinne en gehoorsaamheid in huisgesinne, wat sal 'n goeie voorbeeld van gehoorsaamheid wees wat na vore kom? Want ek het 2 tienerseuns. En ek moet vir jou eerlik sê, een van die grootste goed waarmee ons sukkel om hulle te leer om gehoorsaam te wees, is om hulle kamers op te ruim. So, gehoorsaamheid vat dat jy moet uit jou eie uit iets neersit om iemand anders te help. Gehoorsaamheid beteken dat soms moet jy dalk jou selfoon of jou laptop neersit en eintlik iemand anders gaan help, en daar's 'n groter prentjie. Jou ma wat jou vra om te kom help met kos maak, of jou pa wat help met tuin maak, daar's 'n groter prentjie want jy kan lekker kos eet, of jy het 'n netjiese tuin daarom, dat jy mense kan oornooi en gemaklik mense kan oornooi. En op die ou einde is daar 'n groter prentjie wat ten goeie van jou is, vir jou is. En ek het hierdie week die awesomeste stukkie video gekyk van Charles Stanley. En Charles Stanley het 'n opmerking gemaak wat hy gesê het, die een sê ding is wat hy deur sy lewe aan vashou, is to be obedient to God and leave the consequences to him. So dis die ding wat hom in die lewe oor alle omstandighede deurdra, is om aan God gehoorsaam te wees en om die gevolge aan God oor te laat. Want God weet die beste, om te vertrou in God. En om te weet, in elke omstandighede, God sien die groter prentjie. Al sien ons nie nou die groter prentjie, God sien die groter prentjie. So, ja, ek wil graag hierdie week dat ons nie gehoorsaamheid moet sien as 'n straf nie, om jou hande te was en om hierdie goedjies te doen wat vir ons op die ou einde beter is. Nie as straf te sien nie, maar as gehoorsaamheid tot 'n groter prentjie. Dit is 'n merkwaardige opmerking of 2 wat jy vanoggend vir ons gemaak het. Kom ons sê vir Renke wat ek huis toe vat vandag. Ek vat huis toe dat God na die innerlike kyk en nie na die uiterlike nie. Ek vat huis toe dat God jou hart ondersoek en dat wanneer jy gehoorsaam is aan God, hy in beheer bly. En ek vat Charles Stanley se opmerking huis toe. Trust God for everything, be obedient to God in everything and leave the consequences to him. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan leer uit Dawid se les, uit Samuel se gehoorsaamheid, uit sy vrees, wat gaan Saul van hom dink. Die Bethlehem leiers wat gekom vra het, is jy hier in vrede? En Samuel het deurgedruk omdat hy hom gestuur het. Dankie dat ons daaruit kan leer, dat jy in beheer is, dat jy 'n plan het. En dat ons, wanneer ons onsself aan u leiding onderwerp en gehoorsaam is, dat u altyd 'n beter plan in beheer is en vir ons baie lief is. Amen.